proef ek. Baie welkom, ons is baie bly dat ons weer eens so 'n bietjie om hierdie Bybelstudie bietjie in Tessalonisense kan ingaan, en ek vertrou dat die Here dit ook in ons harte sal lewend maak. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader vir die wonderlike voorreg om weer eens om u woord te vergader. Dankie dat die woord die waarheid is, en ek wil bid dat u elke woord sal lewend maak in ons harte, in Jesus se naam. Amen. OK, ons het nou basies afgesluit. Ons begin nou met 'n nuwe onderafdeling, en dit gaan nou spesifiek oor die wederkoms van Jesus Christus. Hoofstuk 4 vanaf vers 13 tot by vers 18, en dan in hoofstuk 5 kom dit ook daar vanaf vers 1 af praat hy van die dag van die Here. So Paulus het hierso nogal diep daarop ingegaan. Maar as ons nou kyk in die tweede helfte van hierdie brief se hoofgedeelte, dis nou van hoofstuk 4 vers 1 tot by hoofstuk 5 vers 22, dis die tweede helfte van die hoofgedeelte van hierdie brief, gaan Paulus voort om sy uitgesproke begeerte te vervul, om te kan voorsien in wat aan geloof by hulle ontbreek. Dit het hy gesê daar in hoofstuk 3 vers 10. Van die 3 temas wat in die oorgangsgebed van hoofstuk 3 vers 1 tot 12 vooraf aangedui is 2 reeds in 4 vers 1 tot 12 onder loep geneem. Naamlik die heiligheid in seksuele optrede, vers 3 tot by vers 8, en dan die beoefening van wederwysige liefde, vers 9 tot 12. Paulus wend hom nou tot die derde tema, die wederkoms van Christus. Die eerste van die daaropvolgende besprekings handel oor die wederkoms van Christus, dis nou hoofstuk 4 vers 13 tot 18, waar die apostel praat oor die vertroosting wat die Tessaloniërs het aangaande die lot van gelowiges wat reeds gesterf het by die wederkoms. Die Christene in Tessalonika het getreur oor medegelowiges wat voor Jesus se wederkoms gesterf het, vers 13, en was bekommerd dat hierdie ontslape gelowiges nie in staat sal wees om saam met die lewende gelowiges op 'n gelyke basis deel te neem aan die heerlike gebeure wat met die koms van die Here verband hou nie. Eerstens reageer Paulus op hulle verdriet deur 'n geloofsbelydenis aan te haal, 'n gesaghebende belydenis van die kerk aangaande die opstanding van Jesus, wat op sy beurt die opstanding van afgestorwe gelowiges waarborg, sodat hulle lewend sal wees en saam met Jesus sal wees wanneer hy terugkeer. Dis vers 14. Tweedens beroep die apostel hom op die woord van die Here, 'n gesaghebende uitspraak van Jesus wat waarborg dat afgestorwe gelowiges geensins in 'n minderwaardige posisie by Christus se wederkoms sal wees in vergelyking met gelowiges wat nog leef nie, maar dat hulle saam met hulle gelykwaardig sal deel in daardie eskatologiese gebeurtenis. Dis nou verse 15 tot by vers 17. Nadat Paulus sy lesers in Tessalonika van hierdie 2 oortuigende redes voorsien het, waarom hulle nie oor hulle afgestorwe medegelowiges behoort te treur met die soort hopeloosheid wat kenmerkend aan nie-Christene se ervaring van die dood is nie, sluit Paulus af deur die gemeente te vermaan om mekaar met hierdie woorde te bemoedig. So dit is dan nou 'n inleiding vir hierdie gedeelte, maar ek wil net vinnig iets sê voordat ons by die verse self kom. 'n Mens wonder nou, jy weet, ons sê as iemand sterf, gaan hy na die Here toe. Ons glo dit, maar nou praat hy van sy wederkoms, sê hy dat hierdie gestorwe gelowiges sal weer opstaan. So ek dink maar wat daar gebeur, as jy sterf, gaan jou gees na die Here toe. Maar soos wat ek nou uit hierdie deel aflei, lyk my jy dan nog nie dadelik
jou verheerlikte liggaam nie. En dat daai verheerlikte liggaam eers gaan kom met Jesus se wederkoms. Wanneer die grafte sal oopgaan, of natuurlik, daar's ook nie almal baie mense wat in die graf is, bestaan seker nie meer. Ek meen, ek dink nou my pa is amper 63 jaar dood. So ek kan nie dink daar's nog iets van hom oor in die graf nie. Maar daar's mense wat deur diere opgevreet word of wat ook al, hulle liggame bestaan nie meer nie, verrassing, of wat ook al, maar dit is eintlik niks. Al wat daar gebeur, soos ek het verstaan, gaan op daardie oomblik gaan die mense wat klaar gesterf het, gaan opstaan, in die sin, hulle gaan hulle verheerlikte liggaam kry, en dan die wat in die lewe oorbly, gaan verander word. Die Bybel sê dit daar in 1 Korintiërs, as hy praat van die opstanding, dan sê hy in 'n oomblik, in 'n oogwink, sal jy verander word na onsterflike liggaam toe. So, dis in daardie sin wat mens hierdie saak moet verstaan, want anderste wonder jy nou, hoe is dit nou moontlik? Die mense is klaar by die Here, maar nou word hulle eers met die Here verenig saam met die wat in die lewe oorbly. En vir my al logiese verklaring daaroor is, dit gaan wees wanneer die verheerlikte liggame gekry gaan word. So dit is maar net in kort soos dat ek het sien, en ek dink as mens so daarna kyk, dan verstaan jy, gaan jy hierdie volgende paar verse ook beter verstaan. En dit gaan tog maar om beter te verstaan. Maar wat ek ook uitgevind het, as dit kom met die wederkoms en die laaste gebeure, is daar baie goed wat ons regtig waar nie weet nie. Ek meen 'n mens moet groot genoeg wees dat jy kan sê, maar wat dit aanbetref weet ek nie. Ek het nie regtig 'n antwoord nie. So dit gaan ook maar 'n kwessie van mens glo en jy weet die Here gaan weer kom. Presies hoe dit gaan wees, weet ons nie presies nie, maar ek dank die Here, daar's genoeg in sy woord, en veral dan hier in Tessalonisense, wat ons die versekering kan gee, dat Jesus gaan weer kom, en as ons gereed is, sal ons saam met hom gaan. En dit is om iets om na uit te kyk, die dag as hy weer gaan kom. Verskoon my. Ok, kom ons gaan nou na vers 13, en ons kyk eers na die A-gedeelte. Hierdie vers 13 kan jy 2 dele opdeel. Hy sê, broers en susters, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie. J.B. Phillips vertaal het, now we don't want you, my brothers and sisters, to be in any doubt about those who fall asleep in death. Diegene wat ontslaap het, beteken letterlik dat hulle dood is. Slaap beteken in baie gedeeltes in die Bybel beteken dood. Onthou julle met Jairus se dogtertjie, waar die Here gesê het sy slaap, en ek dink as ek reg onthou, het hy dit met Lazarus ook gesê, ons vriend Lazarus slaap en ek gaan hom opwek. En dan gee Johannes die verklaring, hy het gepraat van dat Lazarus dood is. Nou daar is gedeeltes in die Bybel, Job 14:12, Daniël 12 vers 2 tot 3, Johannes 11 vers 11 tot 13, 1 Korintiërs 15 vers 18 en vers 20, waar hy praat van die dood van slaap. Daar is geen aanduiding in die teks dat daar enige valse sieninge oor die ontslapenis onder die Tessaloniërs bestaan het nie. Paulus spreek eerder vrees en angs aan as verkeerde opvattings waarna mense hardnekkig vasklou. Hulle het mense sien sterf, net soos Paulus self gesien het, byvoorbeeld toe Stefanus gestenig is, het hy gesien hoe hy gesterf. Hulle het gerusstelling nodig gehad, dat die dood nie Christene sou verhinder om deel te hê aan alles wat God vir hulle in die vooruitsig het nie. Sien, dit lyk vir ons as wat daar by die Tessalonisense mense 'n bietjie vrees was, daar was angs, daar was 'n ding van wat nou van die wat
wat dood is, wat gaan met hulle gebeur as Jesus weer gaan kom? En dis dan hierdie vrees wat Paulus dan ook aanspreek. En onthou net, in die Griekse omgewing waar hierdie mense ook groot geword het, was al baie wat nie regtig geglo het aan die opstanding nie, of dat daar 'n ewige lewe is. Onthou julle toe Paulus met die Atheners gepraat het, toe het hulle na hom geluister, en toe hy praat van Jesus wat opgestaan het, toe het baie vir hom gelag en gepraat en gesê hy's 'n praatjiesmaker. So daar was al hierdie onkunde, en Paulus spreek hierdie onkunde dan aan, en dan ook hierdie vrese, wat nou van my geliefde wat nie meer saam met ons is nie. Hy wou gehad het dat hulle werklik sal weet wat gebeur met diegene wat dan reeds dood is. Hy spreek hulle verwarring aan oor presies hoe die een eskatologiese gebeurtenis, naamlik die opstanding van die afgestorwe gelowiges, met die ander toekomstige gebeurtenis, naamlik Christus se wederkoms, verband hou, en hoe dit gelei het tot die vrees dat hulle medegelowiges wat reeds gesterf het, met die wederkoms op een of ander manier benadeel sou word in vergelyking met hulle self wat nog geleef het. Dit is baie interessant as ons die gedeelte verder lees, dan praat Paulus van dat ons wat in die lewe oorbly. Dit lyk vir my, onthou hierdie was Paulus se eerste brief wat ons van weet, wat hy geskryf het, en daar praat hy nog van dat ons wat in die lewe oorbly, asof hy verwag het dat Christus gaan nog in sy leeftyd kom. As mense dit vergelyk met van sy heel laaste briewe, heel waarskynlik 2 Timoteus, waar hy sê, my einde is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Daar spreek hy werklik die feit uit dat hy weet hy gaan sterf. Maar hier het hy nog gedink dat Christus gaan in sy leeftyd nog kom. Die wederkomsverwagting wat by hierdie mense bestaan het. En dan op die einde van sy lewe besef dat hy gaan die dood tegemoet voordat Jesus weer gaan kom. Paulus, as ons nou kyk na vers 13b, gee hy dan die rede waarom hy nie wil hê dat hulle onkundig moet wees oor hierdie afgestorwe gelowiges nie. Hy sê sodat julle nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. En daar praat hy, ander mense is die ongelowige mense. Paulus berisp nie die Tessaloniërs omdat hulle treur nie, maar hy onderstreep die feit dat hulle verlies op 'n ander vlak is as diegene sonder enige hoop. Ek meen, ek het al mense gehoor wat sê, ja, maar jy moet nie huil as daar iemand van jou geliefdes weg is nie. Ek meen, dit is totale nonsens. Ek meen, daai mens is weg en jy het hom goed geken, jy was baie lief vir hom, en hy sê daar, nee, natuurlik gaan jy huil. Jy sê 'n mens dat dit sal gebeur, maar jy huil nie sonder hoop nie. Jy het daai hoop in jou, jy gaan daai persoon weer sien. Ek dink elkeen van ons wat het iemand al deur die dood verloor, iemand wat naby aan jou was, broer of suster, ouers. So dit, en mens het daai verwagting, jy gaan hulle weer sien. Daarom treur jy nie soos hulle wat geen hoop het nie. Gelowiges treur ook, maar het terselfdertyd goeie rede om te hoop. Hierdie kontras tussen gelowiges en ongelowiges beteken nie dat Paulus Christene verbied om bedroef te wees wanneer iemand sterf nie. Dit is duidelik uit die apostelse woorde aan die Filippense in hoofstuk 2 vers 27, dat indien hulle boodskapper en sy medewerker Epaphroditus aan sy siekte gesterf het, sê hy dat hy verdriet op verdriet sou gehad het. So Paulus sê hier dat hy sou verdriet op verdriet gehad het as hierdie man gesterf het. Dit is ook duidelik uit Paulus se algemene vermaning aan die Romeine
daar in hoofstuk 12 vers 15, sê hy dat ons moet treur saam met diegene wat treur. So jy moet nie harteloos wees as dit kom by iemand wat 'n geliefde deur die dood verloor het nie. Dit word verder ondersteun deur die apostels se beskrywing van die dood as die laaste vyand wat vernietig moet word, daar in 1 Korintiërs 15 vers 26, as ook deur die voorbeeld van Jesus wat gehuil het by sy geliefde vriend Lazarus se graf in Johannes 11 vers 35. Om oor 'n geliefde trane te stort is nie 'n teken van swak geloof nie, maar net van groot liefde. Toe Jesus oor Lazarus gehuil het, was die reaksie van die Jode, kyk hoe lief het hy hom gehad. Johannes 11 vers 36. Maar hoewel sowel nie-Christene en Christene treur oor die dood van geliefdes, is daar 'n belangrike verskil. In teenstelling met die hopeloosheid wat kenmerkend is van die wat buite die geloof staan, treur gelowiges met hoop. As die geliefde egter 'n ongelowige was, maak dit eintlik die verdriet erger, want die hoop van weersiens is nie daar nie. Hoewel ek al vir mense gesê het, niemand weet wat tussen 'n mens en die Here gebeur by daai laaste oomblikke nie. David Wilkerson het eendag gesê, ons gaan dalk in die hemel kom, maar gaan ons verbaas wees oor die vreemdelinge wat ons daar kry. Want daar is mense wat in 'n laaste oomblik, soos daai ou wat saam met Jesus sterf het aan die kruis, net gesê, dink aan my Here, en die Here het gesê, jy sal saam met my in die paradys wees. So ons weet nie, maar as jy iemand het en wat sonder Christus gesterf het, dan vat dit baie van daai hoop weg, want jy wonder, jy is nie seker nie. Maar as iemand in Christus gesterf het, dan weet jy gaan daai persoon weer sien. Natuurlik as jy in Christus bly, dis natuurlik baie belangrik. Nou as ons nou kyk in die volgende verse, gee Paulus die rede waarom Christene kan treur met hoop in hulle harte. Hy sê in vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, sal God ook so deur Jesus die wat ontslaap het, saam met hom bring. Nou die Griekse woord gar, wat met want vertaal word, verbind hierdie vers met die vorige vers, sodat vers 14 die rede gee waarom Christene moet treur, soos hulle wat geen hoop het nie. Hierdie rede word in 'n voorwaardelike sin geformuleer, waarvan, soos wat hulle sê, die protasis, dit is die voorwaardelike deel, betrekking het op die geloof in die dood en opstanding van Jesus, en die apodosis, die gevolgtrekking, betrekking het op die versekering wat dit gee aangaande die wat gesterf het. Kyk nou weer na die vers, sê, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dis die voorwaardelike deel, dan kom die gevolgtrekking, sal God ook so deur Jesus die wat ontslaap het, saam met hom bring. Die hoop wat die Christene het, dit wat hulle uit diepe wanhoop en benoudheid oplig, is slegs moontlik gemaak deur die dood en opstanding van die Here Jesus. Ek meen Paulus sê dit so duidelik daar in 1 Korintiërs 15, hy groot hoofstuk oor die opstanding, sê hy daar, as Christus nie opgestaan het nie, dan is ons geloof nutteloos. Hy het gesê, dan het selfs die wat in die Here gesterf het, die Ou Testamentiese gelowiges, was hulle almal verlore. So die opstanding van Christus, soos wat ons vanoggend ook gehoor het, toe Marlene gepraat het so duidelik klem gelê op die opstanding van Christus, wat ons daai absolute hoop gee. Omdat Jesus opgestaan het, sê Paulus in 1 Korintiërs 15, daarom sal die gelowiges ook opstaan. As Jesus nie opgestaan het nie, sal die gelowiges ook nie opstaan nie. So, dit
Hierdie Christelike hoop is nie net bloot wensdenkery nie, maar dis 'n vaste en 'n versekerde verwagting. Die funksie van hierdie voorwaardelike buisin wat begin met as, bevraagteken nie die feit of Jesus se dood en opstanding werklik plaasgevind het nie, maar om 'n gevolgtrekking te maak. As die opstanding waar is, en per definisie is dit juis wat die Christene glo, volgens hoofstuk 1 vers 10, dan is dit wat volg ook die waarheid. Met ander woorde, ons glo werklik dat Jesus opgestaan het, daarom sal die gelowiges ook opstaan. Paulus gebruik dieselfde soort logika in 1 Korintiërs 15 vers 12, waar hy sê, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Sien, dit was nou weer die Korintiërs se ding, daar was 'n ding van die dooies gaan nie weer opstaan nie. En hy het dit daar aangespreek. Toe sê hy, maar as Christus opgestaan het, hoe kan julle nou sê die gelowiges sal nie ook opstaan nie? Sien julle, so die opstanding van Christus speel 'n geweldige rol by die versekering wat hierdie mense moet hê ook oor hulle medegelowiges wat hulle vooruit gegaan het. Ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, is 'n fundamentele deel van Paulus se verkondiging. Hy beklemtoon die feit dat as Jesus nie gesterf het nie, was daar nie 'n opstanding nie, en dan was daar geen hoop vir die opstanding van Christene nie. Vergelyk 1 Korintiërs 15 vers 12 tot by vers 17. Skoon tog. Nou sê hy in 14b, met ander woorde 14a, sê wat as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, sal God ook so deur Jesus die wat ontslaap het saam met hom bring. Jesus het opgestaan uit die dood, ons glo dit absoluut. God sal op dieselfde wyse die gelowiges uit die dood uit opwek. God sal die gestorwe gelowiges bymekaar bring. In die evangelie tradisie behels die wederkoms die versameling van gelowiges reg oor die wêreld. In Matteus 24 vers 30 tot 31 sê Jesus die volgende: dan sal die teken van die seun van die mens aan die hemelruim verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou klaag, en hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hy sal sy engele stuur met luide trompetgeskal, en sal sy uitverkorenes uit die 4 windrigtings versamel, van die een uithoek van die hemele tot by die ander. So reg oor die hele aarde gaan hy hulle bymekaar bring. In die antieke geskrif, die Didagai. Nou die Didagai is 'n geskrif wat so 100 jaar na Christus verskyn het. Dit was 'n leerstelling wat hulle gesê het, wat die apostels geleer het. Nou in die Didagai se hoofstuk 10 vers 5 word die kerk opdrag gegee om te bid: dink tog aan u kerk, Here, bring die kerk wat oor die wêreld is bymekaar, laat al u mense in die koninkryk ingaan wat u vir hulle reggemaak het. So hierdie versameling van gelowiges reg oor die aarde is iets wat die Bybel en selfs buite Bybelse bronne baie sterk op klem gelê het wanneer Jesus weer gaan kom. Daai Paulus sal in 4 vers 16 ook dan aantoon dat hierdie bymekaar bring sal plaasvind met die opstanding en nie om die geeste van die afgestorwenes bymekaar te bring. So hy praat van die opstanding, daar waar die nuwe liggaam, die verheerlikte liggaam gaan opstaan, hulle gaan bymekaar gebring word. God sal deur Jesus, die wat ontslaap het, saam met hom bring. God is die een wat onsterflik is, en hy gee vir ons die ewige lewe, en daarom is daar dan ook 'n opstanding.
So dank die Here daarvoor. Nou, kom ons nou by die volgende deel, en dit is nou verse 15 tot 17, wat dan in 'n meer spesifieke terme die inhoud van vers 14 herhaal. Met ander woorde, vers 14 praat van Christus gaan kom, hy gaan hulle bymekaar bring, ensovoorts, ensovoorts. Maar as ons kyk van vers 15 tot by vers 17, dan praat hy meer spesifiek, dan sê hy, want dit sê vir ons, julle, deur die woord van die Here, ons wat lewe, hoor daar, die ons, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Met ander woorde, hier sê hy baie duidelik, dat ons wat gesterf het, of ons wat nog lewe, sal nie die wat gesterf het, enigstens vooruit wees nie. So, hy wil dit so duidelik aan hulle beklemtoon. Nou as jy nou kyk na daai vers verder, in daai vers van vers 16 af, dan sê hy dit, hy sê ons sal hulle nie, vers 15, want dit sê ons deur die woord van die Here, ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal voor God uit die hemel afkom. En diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle in wolke opgeneem word, om die Here in die lug te ontmoet, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde, sê hy in vers 18. So sien julle, hier is nou die hele uitbreiding op wat hy gesê het in vers 14. Nou, kom ons kyk na vers 15, en ek dink dit is ook die vers wat ons dan meer sal klaarmaak. Hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Die aangedeelte, want dit sê vir ons vir julle deur die woord van die Here. Die vraag wat nou ontstaan, wat word met die woord van die Here bedoel? Want dit was iets wat ek nog nooit regtig aan aandag gegee het. Ek het oor dit gelees, maar toe ek nou 'n bietjie met hierdie goed kyk, dink maar wat beteken dit? Hy sê, ons sê dit deur die woord van die Here. Met ander woorde, daar moet iewers 'n woord van die Here wees, wat hy na verwys. Nou as ons daarna kyk, hy sê nadat Paulus op grond van die dood en opstanding van Christus aangetoon het, dat diegene wat in Christus gesterf het, opgewek sal word, brei hy hierdie leer verder uit met verwysing na die Here Jesus se eie onderrig. Sy bedoeling is nie bloot om die werklikheid te herbevestig nie, maar eerder om die verband aan te toon tussen hierdie gebeurtenis en die lot van Christene wat nog leef wanneer die Here weer kom. Die onderrig word ingelei deur die plegtige, deur die woord van die Here. Aan die begin verklaar Paulus dat die lering wat volg deur die Here Jesus geïnspireer is, en vir daardie rede is dit gesaghebbend vir die kerk. In die Ou Testament was die woord van die Here die gebruikelike benaming vir profetiese uitsprake. Jesaja 1 vers 10, Jeremia 1 vers 4, Esegiel 1 vers 3, Hosea 1 vers 1, Joël 1 vers 1, Amos 5 vers 1, Micha 1 vers 1. En om die rede sou ons kon aflei dat die skrywer op die punt staan om 'n profesie voor te lê wat deur 'n Christelike profeet soos Silas byvoorbeeld gegee is. Maar in die Nuwe Testament word die woord van die Here nie op hierdie manier gebruik nie. Die frase verwys na die boodskap van die evangelie wat verkondig word. Handelinge 12 vers 24, 13 vers 49, 14 vers 35 tot 36, 19 vers 10, 1 Tessalonisense 1 vers 8 en ook 2 Tessalonisense 3 vers 10. Of dit verwys na die lering
wat deur die Here Jesus tydens sy aardse bediening gegee is. Handelinge 20 vers 35. Ongeag of hierdie lering in die evangelies opgeneem is of nie. Paulus het heel waarskynlik onderrig in gedagte wat hulle van die Here self ontvang het as deel van die Christelike tradisie. Vergelyk byvoorbeeld 1 Korintiërs 7 vers 10, 25, 9 vers 14 en dan ook 11 vers 23 tot 25. Daar sê Paulus, as julle kan onthou, ons gebruik het baie by die nagmaal, wat hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ook aan julle oorgelewer is. So, en hierdie vorm dan die grondslag vir die onderrig wat volg. Die probleem met hierdie gevolgtrekking is dat die evangelies nêrens enige onderrig van Jesus aanteken wat presies ooreenstem met die onderrig wat in die volgende verse gegee word nie. Nogtans stem die verklaring in 4 vers 15 tot 17 in baie opsigte ooreen met Matteus 24 vers 29 tot 31 en ook vers 40 tot 41, wat dit dus moontlik maak dat Jesus se eskatologiese diskurs die bron was vir hierdie onderrig. Die onderrig is nie in sy oorspronklike vorm aangebied nie, maar is opgesom en verduidelik in die lig van die situasie wat die apostels met die Tessaloniërs aangespreek het. So dit is maar net so interessante waarneming as hy sê deur die woord van die Here. Dit beteken maar net dat dit is eintlik maar afgelei uit dit wat Jesus dan ook gesê het oor sy koms. En dit is dan waar dit vandaan kom. Want ek sê vir julle deur die woord van die Here. Die apostel stel dit met nadruk in 15b dat ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Om die een of ander rede was dit nodig dat die Tessaloniërs die sekerheid moes kry dat die gelowiges wat nog lewe met die wederkoms nie die wat reeds gesterf het voor sou wees nie. Die punt wat Paulus wil maak is dat diegene wat in Christus gesterf het eerste sal opstaan. Ons sien dit dan in vers 16 die B-gedeelte. En dan sal hulle saam met die lewenes opgeneem word om die Here in die lig te ontmoet. Vers 17. Die vraag waaroor ons moet nadink is waarom die Tessaloniërs sulke sterk versekering nodig gehad het dat die lewenes nie die ontslapenis sou voorgaan nie. Sommige huldig die oortuiging dat die Joodse apokaliptiese literatuur, byvoorbeeld Daniël 12 vers 12, soms die idee voorhou dat die lewenes in 'n meer bevoorregte posisie sal wees wanneer die koninkryk van God aanbreek, en dat hierdie leerstelling die Tessaloniërs beïnvloed het. Die moontlikheid dat hierdie jong gemeente van gelowiges uit die heidendom hierdie obskure aspek van Joodse teologie sou gelees en verstaan het, is egter baie gering. Meer waarskynlik het die Tessaloniërs verstaan dat slegs die lewenes die eer sou hê om die Here tegemoet te gaan by sy koninklike en triomfantelike wederkoms. Die apostel antwoord daarop deur te sê dat die dooies eerste sal opstaan en hierdie ereplek in die optog sal inneem. Die ontslapenes in Christus sal op geen manier uitgesluit word van die groot feesviering wat die wederkoms van die Here sal omring nie, maar sal 'n ereplek inneem. Die besef van hierdie feit sou vir die lewende gelowiges groot vertroosting in hulle verdriet gebring het. So dit is dan nou wat Paulus hierso sê, en dit is vir my so interessant om dit te sien en te besef dat hoe dat hy sy argument met hulle gevoer het, totdat hy dan uiteindelik kom by die volgende verse wat ons dan volgende week sal na kyk, daarvan vers 16
en dan ook vers 17 en dan vers 18. So hierdie gaan dan oor Jesus se wederkoms. Net 'n interessante waarneming wat hierso duidelik uitkom is dat hier word definitief nie gepraat van 'n stil wederkoms nie. Ek meen ons het groot geword met die prediking dat Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag. Nou daardie dief in die nag, glo ek vandag praat van hoe skielik dit sal wees. Want die Bybel praat hier van 'n geroep en van 'n basuin wat gaan blaas en al daai dinge wat daarmee saamgaan. So dit gaan definitief nie. Hier kan ons nie enige iets aflei dat dit 'n stil gebeurtenis gaan wees nie. Maar volgende week sal ons 'n bietjie verder daaroor praat as die Here wil. Baie dankie, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons kan omsit om die woord en hierdie belangrike aspek ook na kan kyk, die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Here, ons weet dit kan enige oomblik gebeur. Ons weet nie wanneer nie, ons weet nie of dit nog gou sal wees en of dit nog lank sal wees nie. Ons weet nie. Maar al wat ons weet is dat U het vir ons in staat gestel deur die feit dat U vir ons gesterf het, U lewe gegee het en ons lewe vir U kan gee, dat ons kan reg wees as daardie dag aanbreek. Help ons, Here, dat ons elke oomblik gereed sal wees wanneer Jesus kom om saam te gaan. Dankie vir U genade, dankie vir U goedheid en dankie vir U liefde in Jesus se naam. Amen.